En hy kom leer ons dat die dood het 'n boodskap. Jesus. Die dood het 'n betekenis. Yes, Lord. Halleluja. Jesus leer ons toe die Vader in die hemel besluit vir wie sal ek stuur Oh, Jesus. en wie sal gaan. Toe besluit Jesus en hy sê, Vader, stuur vir my. My. Maar wat vir my so wonderlik is die feit dat hy word gestuur om dood te gaan. Prys die Here om 'n boodskap van verlossing, bevryding en genesing en herstelling te openbaar. Prys die Here. Oh, Jesus. Dat iemand langs jou sê, apostel bekeer sê ons weet die kerk is deur mekaar. Ja, Here. Maar ons sal nou regkom. Ja, nou regkom. Ons verstaan altyd hoekom het die groot mense gesê, as die Heilige Gees vaardig word, kom ons gaan maar daarvandaan oor boodskap toe. Dan vermy dit accidents wat daarna kan gebeur. Oh, verlos. Kom ons waai so vir die Here. Dan voel ons nie, maar die Here het niks gesê nie, maar ons verstaan nie, daar kan gevolge wees, as die Here klaar gepraat het, en ons kom achterna, om beter te praat. Here Jesus. En ons is so 'n bietjie krag kry op die maak. Vader, wat gaat met die maak? Halleluja, ek wil los wees, die waar is, tel my so bietjie op, ek gaan wegbeweeg, om die accident te kyk aan die paar, prys die Here, damage control doen. Halleluja, ek iemand langs jou sê, jy is veilig, prys die Here, jy is veilig, jy is veilig, jy het altyd seer gekry, hier is alweer genesing besig, om plek te vat. Ek het ook geleer, apostel, dat ongelukkig is dit nou maar so, as mense voor jou alreeds besig was, en jy kom achterna, dit lyk soos 'n botsing wat in die atmosfeer plaasvind, maar ons kan ongelukkig niks daaromtrent doen nie. Die atmosfeer sal ons self weer regskuif. Die Bybel sê, die 3de versie, Maria vaardig iemand af. Oh my God. Praise the Lord. Om vir Jesus 'n boodskap te gee. Toe die persoon kom, die eerste woorde wat hy uiter is, Here, vir wie u lief. Ek weet nie op grond van wat kom hierdie boodskap deur. Wat het gemaak dat Lazarus Jesus se hart gewen het? Van die skrif verduidelik ons nie watter evidence bring hierdie jongman saam om te bewys waarom sê hy vir wie lief het. Ai Vader, met alle woorde die
gekry het, is daar waar ek geleer het, as die hart op my afkom, dan bly ek nederig. Ek het bewys, ek is 'n lewende getuige. Pas het nou met die musikante gepraat. Amen, ek het elke konferensie met ek reg deur die konferensie, as my koorman op die beurt is, dan moet ek op die platte van my voete staan, of my voete die gewig kan dra, of hy dit nou nie kan dra nie, ek moet staan. Vandag as ek apostel bekeer, daai tyd toe sit sakkie op my. Dis waarom dit maak nie saak meer, wat noem jy by die, respekteer jy of respekteer jy by die, ek is reg groot gemaak, ek word nie beweeg volgens mense se gevoelens, ek is geleer. Vader, hierdie maak, wat is die nou meer nie? Wat is die regte ding? Maar ons verstaan die feit dat ons uitgegooi is, omdat dit lyk ons hou ons hoogmoedig wanneer die Here praat, verstaan ons, prys die Here, is beter om die ding hard te kry, is beter om hom stryd te kry, en heel vanavond môre is het weer gesond. Dis beter as die Heilige Gees teenwoordig is. Ja, dankie Here. As die Heilige Gees vaardig word, ander mense staan terug, ons kom nader. Here, ek prys U. Anders hoop, die profesie kom nie uit nie. Ons hoop, ag Here, as hy het woord, wat U met in my lewe wil praat het. Tweede ding, toe Jesus antwoord, toe sê, hierdie dood, hierdie siekte, is nie tot die dood, maar is sodat die heerlikheid van God geopenbaar word. En die Bybel sê, hy vertoef. Nou, toe Jesus sê, is sodat die heerlikheid geopenbaar word, toe sê dit vir my, die dood of die siekte, het 'n betekenis. Met ander woorde, die Vader het die siekte gestuur, want hy wil deur die siekte, wil hy homself verheerlik. Ander mense sê die Here maak die siekie, maar ek van hier uit. Ek van hier uit. Daar is sommige van ons wat siek is, wat binne in die siekte is daar 'n boodskap. Die vyand het uitgevind om ons confused te maak, dat ons die Here moet question oor die siekte. Jy het besluit, kom ons sit 'n finansiële waarde op die siekte, sodat jy nie die Here moes vra, hoekom, ag Vader, as ek siek, ek verkies om maar om siek te bly, want hoe leliker my siekte word, hoef ek nie meer te werk. Die government sal, as kies toch die baas. Maar die skrif leer my, hierdie siekte is nie tot die dood. Baie
van ons sit hier, ek wil net 'n stukkie bietjie verder vat. Ons is siek. Sommiges is so siek dat hy bekommerd is. Maar Jesus sê moenie worry. Halleluja, moenie worry nie, hier is siek. As jy tot die dood, al wat jy net moet doen, question die Here. Vra hom, Here, hoekom moet ek deel? Wat is die boodskap wat U deur my wil openbaar, sodat die seun van die mens verheerlik word? Daarna woorde, al is ek siek, maak het die saak wat die siekte se naam is nie. Wat saak maak as Here, wanneer openbaar jy jouself? As het daar die baar is, sommige van ons wat uitzet, wil jy die story moet gehoor word, maar ons verstaan nie hoe meerder hulle weet, hoe groter audience create het. Verdraaide, as die seun van die mens om hierdeur moet openbaar, dan moet die prater self die boodskap draai en sê, hy was HIV positive, hy was op the next level, maar door die God van die hemel. Ja man, mense, waar is julle nou? Waar is julle nou? Dat iemand langs jou sê, jy staan bekommerd oor jou siekte. Jy gebruik verskillende pille oor jou siekte. Vra die Here, wat is die boodskap van 'n bietjie geloof? Here, wat wil jy openbaar? Die waar krijg je vleet, die waar is ek maak je aspres, hy kom sê. Halleluja! Maar die woorde aan die saal, hoe siek jy is, hoe zwaar die siekte op jou russie. Praat met die Here, wanneer gaan die seun van die mens om hierdeur openbaar. Volgende ding wat hy doen, die audience het nog nie almal die nis gekry. En hierdie siekte, hy apostel, hy moet escalate. Hy moet escalate. Halleluja, hy vertoef nog 'n bietjie langer. Ons verstaan nie hoekom vertoef hy nog. Van die mense wat die boodskap moet kry. Here, ek prys U. Die anders is in die Kaap, die anders is in Pretoria. Hulle moet die boodskap kry. Kom ons vertoef nog 'n bietjie. Zodat hierdie siekte moet hulle almal nader trek om die boodskap, zodat die seun van die mens om hierdeur verheerlik. Die Bybel sê, die disippels praat na Here. Na 'n tydjie sê vir hulle, kom kerels, is tyd. Lazarus slaap nog. Hy is nou nie meer siek. Maar hoor, die skrif sê, halleluja, die skrif sê, Thomas sê, ag Heer, jy weet dat, hulle wag jou. En die maar ons wat word gewag by die Jawas, om vernietig te word, nie worry nie. Nee, wat sal die maak, ek praat die waar. Jesus, jy weet toch, hulle wil ons doodmaak. Jesus sê, jy is te bekommerd, hy wat in die lig loop, kan sy
van die lig. Hulle wat die dood beplan. Laat hulle sien daar kom stap. Die seun van die mens. Betree die stad. Zodat hulle kan by mekaar kom. Van hierdie storie moet hulle by mekaar bring. Wat God wil en nie doen. Halleluja. Hy wag so 4 dae. Die Bybel sê, toe hy so nader kom, toe is die skrifgeleerdes, die fariseërs, die manne wat deel is, toe is hulle alle wees. Halleluja. Jy onttrek jou van die geveg. Jy is geroep om in te gaan. Want God wil deur jou homself openbaar. Halleluja. Die boodskap van die dood. En ek sien onmiddellik. Here, ek verstaan hierdie boodskap. U roep die van ons wat die vroue heerlikheid ken. Ons wat mekaar so onregverdiglik afgeskryf het. Ons wat maak asof ons nie meer mekaar erken nie of sien nie. Ons word by mekaar. Yes. Die Here roep ons weer by mekaar. Ek moet my kleinkind aan apostel Willemse kom voorstel. Ek moet my seentjie Here Marentresie aan apostel Kutsie kom voorstel. Ek moet my Here Marentresie. Ek moet die kerk wat gebore is. Halleluja. Onder hierdie salwing wat ek hier ontvang het. Die vrug wat ek gekry het. Maar ek so 'n bietjie nader bring. Sê apostel Donna hier as die evidence. Ek weet jy sal nie verstaan nie. Die Here sê van Joshua, ek gaan jou 'n groot naam gee, maar voor ek jou hierdie groot naam gee, wil ek hê jy moet terugkyk in die grysaard. Nee, die geloftes aan hulle gemaak. En sal hulle moet by mekaar. Jy houd jou so 'n groot man. Jy houd jou so 'n geleerde man. Hey mense, wat praat ek nou? Maar jy moet weet, jy is maar net die produk van die belofte. Kan ek maar nog 'n bietjie gaan op? Die ding wat Jesus, ek wil hom korter maak. Toe Jesus kom by Maria en Martha, toe hulle nou allemaal by mekaar het. Sê die skrif, die vraag wat hy vraag bekommerd my. Hy vraag, waar het julle? Waar het julle? Ons wat weet, as die atmosfeer change, as die gekoel van die tyd weerkom, as die son bietjie stil word, Here Marentresie, dan weet ons, hier is 'n ding wat nou gaan gebeur, maar ons tyding het ons. Hulle wil opsien, ek vind dit braak aan die
song. Halleluja. En hij stuurt de profeet Jesaja. Hij zei, ik ga niets doen. Waarom moet ons weer bij elkaar? Zoals wat Paulus zegt, zodat die wat op die fundament bouwen, moet weer die fundament is echt, hij is vastgelegd. Jelle wat die bouwen, moet weer die bootje. Van hierdie ding is dieper as wat hy lyk. Ai geliefdes, ek vind dit gaan sensitief raak. Julle ken die Here van die dinge van die Here, maar ons kom van mense af wat die Here van die dinge ken. Here, maar ek prys. Wanneer daar 'n geluid in die kerk deurkom, dan weet ons hier se boodskap. Apostel, vergewe my toch. Ek wil nou nie so ver gaan nie. Paulus sê, profesie, tale en klanke. Ons verstaan die profesie. Ons verstaan die tale. Maar ons ontbreek die kundigheid. Dat is hoekom as die atmosfeer zwaar raak. En dat alles stil word. Zodat ons die klank. Kan ons net so een paar minuten zodat ons die klank. Zodat ons die geluid kan lees. Zodat ons uitvind. Wat is die boodskap? Ek weet nou nog nie, ek het so gehoop, ag Here, ek sal die betekenis van die gekoor, van die duif, sal ek verstaan.